1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Jesus word gedoop. Toe Jesus omtrent 30 jaar oud was, het hy geweet dat dit tyd was om die spesiale werk te begin waarvoor God hom gestuur het. Maar voordat hy begin het, moes daar iets belangriks gebeur het. In daardie tyd was daar 'n man met die naam Johannes wat in die woestyn naby die Jordaanrivier gebly het. Johannes was 'n baie ongewone man. Hy het klere gedra wat van kameelhare gemaak was, met 'n leer gordel om sy middel. Hy het sprinkane en wille heuning geëet. Maar die belangrikste ding oor Johannes was sy boodskap. Johannes het oral rondgegaan en vir die mense gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom." Hy het die mense vertel dat hulle moes ophou om verkeerde dinge te doen en dat hulle moes begin lewe soos God wou hê hulle moes. En as teken dat hulle regtig wou verander, het Johannes hulle in die Jordaanrivier gedoop. Hy het hulle onder die water laat gaan as 'n simbool dat hulle ou sondige lewe afgewas is en dat hulle 'n nuwe begin wou maak. Baie mense het na Johannes toe gekom om na hom te luister en om gedoop te word. Hulle het hulle sondes bely. Dit beteken hulle het erken dat hulle verkeerde dinge gedoen het. En Johannes het hulle gedoop. Maar Johannes het die mense vertel dat hy nie die belangrikste persoon was nie. "Ek doop julle wel met water tot bekering," het hy gesê. "Maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur." Johannes het gepraat van die Messias, die verlosser wat God beloof het om te stuur. Hy het geweet dat hierdie spesiale persoon binnekort sou kom. Eendag, terwyl Johannes besig was om mense in die Jordaanrivier te doop, het hy opgekyk en Jesus sien aankom. Johannes het dadelik geweet wie Jesus was. Hy was familie van Jesus en God het vir hom gewys dat Jesus die een was wat hy verwag het. Jesus het na Johannes toe gekom en gevra om gedoop te word. Maar Johannes was verbaas. Hy het geweet dat Jesus geen sondes gehad het om te bely nie. Jesus was volmaak en het nooit iets verkeerd gedoen nie. "Ek het nodig om deur u gedoop te word," het Johannes gesê. "En u kom na my toe." Maar Jesus het geantwoord: "Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul." Jesus wou gedoop word, nie omdat hy sondes gehad het nie, maar omdat hy wou wys dat hy die een was met die mense wat hy gekom het om te red. Hy wou 'n voorbeeld stel vir almal om te volg. En Johannes het ingestem. Hy het Jesus in die Jordaanrivier gedoop. En toe Jesus uit die water opkom, het iets wonderlik gebeur. Die hemel het oopgegaan en Johannes het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op Jesus kom. En daar was 'n helder stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het." Dit was God die Vader wat uit die hemel gepraat het. Hy het vir almal wat daar was gesê dat Jesus sy seun was en dat hy baie bly was met Jesus. Dit was 'n baie spesiale oomblik. God die Vader het uit die hemel gepraat en Jesus het in die rivier gestaan. En God die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus neergedaal. Al drie persone van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, was daardie dag daar teenwoordig. Na sy doop was Jesus gereed om sy spesiale werk te begin, om die goeie nuus van God se liefde te verkondig, om mense te genees en uiteindelik om sy lewe te gee as 'n offer vir die sondes van die wêreld.
Onthou dat Jesus gedoop is om te wys dat hy een was met ons. En God het gesê dat Jesus sy geliefde seun was. God is ook lief vir jou. En hy is bly wanneer jy die regte dinge doen om hom te volg. Fluit, fluit, my storie is uit.